bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Kom ons begin net na die versie en ons kyk net mooi wat sê hy. Hy sê in vers 32, ons het mekaar vergewe. Hoe? Soos God in Christus ons vergewe het. So daar is daai vergelyking. Hoe moet ons vergewe? Soos God ons vergewe het. Hoe kan God ons vergewe? In Christus. Wie vergewe hy? Die wat in Christus is. Met ander woorde, as gevolg van Jesus se kruisdood, kan ons vergewe word van ons sondes. En natuurlik ook vers 32, wees goedgesind teen mekaar en met innige meelewing. Al daai eienskappe gaan saam met vergifnis. So wanneer ek jou vergewe, sê ek, okay, ek gaan nou ook goed wees vir jou. En ek gaan 'n sagte plekkie hê in my hart. Ek gaan jou dien. Ek gaan lief wees vir jou. So dit gaan saam met daai eienskappe. En natuurlik sien ons daar, die eerste vers 31 sê, hou op met bitterheid en woede en geskreeu. So al daai goeders is nie noodwendig 'n kontras tot vergifnis nie, maar is wat jou gaan help om op te hou met bitterheid en woede en elke vorm van kwaad teenoor 'n persoon. So hoe kan jy jouself help om op te hou met kwaad wees, mense? Werk hard aan vergifnis. Maar eerst wat ek wil let daarop en wat dit die sleutelvers maak vir die hele preek is, ons het mekaar vergewe soos God ons vergewe het. En so wat ek die preek gaan ek in 2 dele opbreek. Eerstens gaan ons kyk na hoe het God ons vergewe? Hoe het God ons vergewe? En dan die tweede deel van die preek is, hoe met een mens 'n ander mens vergewe? Ons begin dus nou eers, hoe het God ons vergewe? En ons kyk eers na, hoe groot is sy vergifnis? En net 'n paar versies wat ek sommer vir julle gaan aanhaal. Julle kan ook sien te blaai as julle wil. Psalm 103 vers 12 sê, so ver soos die ooste is van die weste, so ver neem hy ons sondes van ons al weg. So dit wys hoe ver, hoe groot is sy vergifnis. Micha 7 vers 9 sê, hy sal ons sondes gooi tot in die dieptes van die see. Okay, so dit gee ook 'n idee van hoe ver verwyder hy daai sonde. Jeremia 50 vers 20 sê, in daardie tyd sê die Here, gaan 'n soektog gemaak word vir die sondes van Israel, maar hulle sal dit nie vind nie. En vir die sondes van Juda, maar dit sal weg wees, want ek sal hulle sondes vergewe. Okay, so die mense gaan 'n soektog uitstuur, gaan soek hulle sondes, natuurlik figuurlik, en dan gaan dit nie kry nie. Okay? Kolossense 2 vers 13 en 14, ek is so naby aan dit, kom ek lees dit net so wel. Filippense, Kolossense 2 vers 13 en 14. Sê, ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en het blywend weggeneem toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Okay? So dink daaraan in die Romeinse tyd, so hy die klagte vir jou sondes of vir jou oortreding aan die kruis vasnal, nee? So hy daai briefie, ons weet by Jesus se kruis het daar letterlik gestaan, dit is volbring. Dit is volbring. Nee, dit is Jesus die koning van die Jode, maar nou figuurlik sê hy, is asof al ons sondes op daai briefie gestaan het. En Jesus, en dit was die klag vir ons sondes, en dit is betaal vir, hy het daai straf gedra. Okay, so ons sien daar aspek van in Christus, ons sondes is vergewe, omdat Jesus gesterf het. Omdat Jesus gesterf het, as Jesus nie gesterf het nie, kon ons sondes nie vergewe wees nie, maar nou dat hy gesterf het, dis betaal. Verstaan, dis asof daai klag bo Jesus se naam geskryf was vir ons sondes. En dan Jeremia 31 vers 34 het nog 'n vers oor God se vergifnis, wat sê, hy sal hul sondes nie meer onthou nie. Hy sal hul sondes nie meer onthou nie. Nou laas keer het ons vinnig gesê, God kan nie vergeet nie, hy is alwetend, maar wat beteken dit is, hy bring dit nie op in sy gedagtes nie. Hy kies om nie daaroor te dink nie, en daarom nie op te tree daarvolgens nie. Okay, so dit is net versies wat ons bietjie help oor hoe ver en hoe groot is God se vergifnis. Nou tweedens, en ek het hierdie al genoem, maar net weer duidelik maak, daar's 2 tipes vergifnis, wanneer ons praat van God se vergifnis.
Daar's een die wettige vergifnis. So dit is wanneer God ons regverdig verklaar. Hy sê ons is onskuldig, ons staan nie meer skuldig voor hom nie, hy hoef ons nie meer te straf nie. Dis die konsep wat ons vind in Romeine byvoorbeeld, Romeine 3 vers 23 tot 26, wat vir ons sê, dit sê vers 23, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Vers 24, en tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. So daai woord vrygespreek, justification. So ons word vrygeskeld van ons sondes. Ons staan nie meer skuldig voor God nie. Hoe? Wat sê in Christus Jesus, God het hom deur sy bloed daar gestel as versoeningsoffer. Let die woord versoening, verstaan, 2 word 1, verstaan, daai verhouding word nuut gemaak, versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word as bewys van sy geregtigheid, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat aan Jesus glo regverdig te verklaar. So dit is die wettige aspek van ons staan skuldig voor God op 'n wettige manier. Hy is die regter, maar nou verklaar hy ons onskuldig. Hy sê jy's vrygespreek, vrygeskeld van jou oortreding. En dit gebeur natuurlik wanneer ons bekeer, daai eenmalige bekering, wanneer ons weergebore word, wanneer ons na God toe draai en ons sê, daai keer wanneer ons geloof in hom plaas en ons sê, Here, U is nou my God, dan skeld hy jou vry en hy spreek jou vry en hy vergewe jou wettiglik dat hy jou nie meer hoef te straf as regter nie. Maar dan is daar ook die tweede aspek van God se vergifnis, dit is die verhoudingsaspek. Efesiërs 4 vers 30 sê dat moenie sonde doen nie, want dit onteer die Heilige Gees, of dit grief die Heilige Gees. Okay, so ons sonde beskadig 'n bietjie daai verhouding, elke keer wanneer ons sonde doen, selfs nadat ons gered is. Dit maak die verhouding so 'n bietjie seer, net soos enige sonde teenoor mekaar 'n verhouding so 'n bietjie seer maak en wrywing veroorsaak. Jesaja 59 vers 2 beskryf sonde as dit bring 'n skei, dis soos 'n skeidsmuur tussen ons en God. So dit breek die verhouding so 'n bietjie af, okay? En natuurlik 'n ongelowige het baie sonde en sy hart is verhard en daai muur is groot en sterk. 'n gelowige is al vergewe maar hy doen nou en dan weer sonde en dan maak dit net daai verhouding so 'n bietjie suur en so 'n bietjie sleg. Dis nie dat ons nou eweskielik hel toe gaan en God nie meer ons Vader is nie, maar daai verhouding is so 'n bietjie sleg en daar kort weer 'n bekering van daardie spesifieke sonde om net om op daardie aspek die verhouding weer soet te maak. 1 Johannes 1 vers 9 geskryf aan gelowiges, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. Vers wat ons laasweek gelees het, Matteus 6 vers 12, vergewe ons skuld soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Jesus gee daai woorde aan sy disippels. Alreeds gered, maar as hulle gered, hulle sondig nog steeds nou en dan, net soos Petrus gesondig het toe hy Jesus verraai het en nou met hom net bekeer en net weer jammer sê en God vergewe en daai sonde word weer mooi en skoon gewas en die verhouding op daardie spesifieke aspek word weer herstel. Selfs met Dawid toe hy Uria doodgemaak het en sy vrou gevat het en vir 'n tydperk het nie wou bely nie, was die verhouding so bietjie was net nie lekker nie, dat was dit nie mooi gegel nie en God het hom gedissiplineer, maar toe hy sy sondes bely het in Psalm 32, toe is die verhouding weer mooi selfs op daardie aspek. Okay, so dis die twee tipes vergifnis wanneer dit kom dan by God. Derde aspek wanneer ek praat oor God se vergifnis teenoor ons, is God het altyd gewag vir 'n persoon om hom te bekeer voordat hy vergewe het. Okay, hy het nooit vergewe voordat die persoon bekeer nie. Okay, byvoorbeeld Psalm 32, 'n baie goeie Psalm, baie duidelik. Dit sê Dawid het gewag en hy wou nie sy sondes bely nie, hy wou nie sondes doen en God het hom gedissiplineer en op die einde van die dag het hy sy sondes bely en God het hom vergewe en sy vreugde teruggegee en die verhouding is herstel. 1 Johannes 1 vers 9 weer, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om te vergewe. So God wag vir belydenis. Rigters 10 vers 15 tot 16, en die mense van Israel sê, ons het gesondig, doen met ons wat ook u goed doen, asseblief verlos ons net vandag. Toe sit hulle afgode weg en kies om die Here te dien en toe was die Here genadig. Okay, so hulle het hulle sondes bely, maar nie net sondes bely nie, want actually vroeër in Rigters 10 hulle het hulle sondes bely, maar hulle het nie hulle afgode weggesit nie. Maar toe hulle afgode wegsit en kies om die Here nou te dien, toe vergewe die Here uiteindelik hulle sondes. Selfde as ons dink in Jona 3 vers 6 tot 10, waar Jona gekom het na
Nineve toe en vir hulle gesê het, bekeer julle, of die Here gaan julle straf. Toe wat doen die mense? Hulle bekeer hulle, en die koning roep vas, en hulle trek bekeringsklere aan, en hulle rou, en toe is die Here genadig, en straf hulle nie. Okay? So, maar wat sien ons? Elke keer het God gewag vir bekering, vir berou, vanaf sy mense, voordat hy dan opgetree het, om hulle te vergewe. En dan die vierde aspek is, wanneer God vergewe het hy altyd, was die verhouding altyd herstel daarna. Okay? So die vergifnis was 'n stap tot herstel, 'n versoening van 'n verhouding. Weer eens byvoorbeeld Psalm 32, Dawid, God het sy vreugde vir hom teruggegee. Verstaan, die verhouding was weer versoen. Dit was nie net vergewe, werp jou skuld af, maar ek vertrou jou nie en bly weg van my. Nee, dit was 'n stap tot 'n versoening van verhouding. So dit help ons om ook die konsep van vergifnis te definieer. Ook byvoorbeeld 2 Korintiërs 5 vers 19. Gelees. Dit sê, dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hul oortredings toe te reken nie. En hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Weer eens die woord versoening. Reconciliation is die Engelse woord. God reken nie jou sonde toe nie. Hoekom? Want daar's 'n versoening aspek wat plaasvind. So, vergifnis, wanneer dit kom by God, is 'n stap tot versoening. Die vanaf God tot die mens, okay? Sodat daai verhouding weer mooi is. Okay. En ons sleutelvers in Efesiërs 4 vers 32 het vir ons gesê, ons moet vergewe soos God ons ook vergewe het. En so, ons moet God imiteer, of sy voorbeeld volg. Dis die enigste vergifnis wat tel. Okay? As ons God se vergifnis navolg. En so kom ons beweeg nou volgende oor na, hoe met een mens 'n ander mens vergewe. Nou, hier het ek 'n bietjie gedink, daar's 2 definisies van vergifnis. Daar's die algemene aanvaarde definisie wat ons gebruik onder mekaar, en dan is daar 'n Bybelse definisie wat so 'n klein bietjie verskil. Die algemene definisie is iets soos dit, hou op om kwaad te wees vir 'n persoon, vir iets wat hulle verkeerd gedoen het teenoor jou. Los daai woede, laat dit gaan. En as gevolg van hierdie definisie wat ons algemeen vashou, gaan sommige mense so ver en sê, jy moet selfs jouself vergewe. Jy moet ophou om kwaad te wees vir jouself. Sommige mense gaan so ver as om te sê, jy moet God vergewe. Jy moet ophou om kwaad te wees vir God, want dis wat hulle definisie is. Vir iets wat verkeerd, dalk die omstandighede waarin jy nou is voel jy God het jou te nagedoen, of jy het dalk jouself te nagedoen, jy het jouself teleurgestel, en nou moet jy jouself vergewe, of jy moet God vergewe vir fout of vir die slegte omstandighede waarin jy is. En 'n Bybelse reaksie tot hierdie wêreldse definisie is, jy mag nooit kwaad wees nie. So, waar hulle definisie is, jy moet ophou om kwaad te wees, sê die Bybel vir ons, jy mag nooit kwaad wees vir iemand, vir enigiets wat hulle teenoor jou gedoen het nie. Wanneer jy kwaad word, moet jy vergifnis vra vanaf God en vanaf daardie persoon. En wat jy moet doen, is jy met die persoon verdra. So as 'n persoon sonde teen jou doen, mag jy nie kwaad wees teenoor daai persoon nie. Dit is 'n sonde van jou kant af. Jy moet daardie persoon verdra. Okay, so Bybelse vergifnis is nie om te sê ek hou nou op om kwaad te wees vir jou nie. Dit is ek moet jou verdra. Ek mag nooit kwaad wees vir jou nie. En wanneer ek kwaad geword het, moet ek vir God vra om my te vergewe en ek moet jou vra om my te vergewe. En dan natuurlik oor die konsepte van vergewe jouself, vergewe God. Die Bybel sê nooit ons moet onsself vergewe nie. Nêrens vind ons dit in die Bybel nie. Ons moet vir God vergifnis vra. As ons al iets verkeerd gedoen het en ons voel nog steeds skuldig, moet ons vir God vergifnis vra en sy vergifnis aanvaar en glo hy het ons vergewe. En ons moet iemand anders ook vergifnis vra en dit glo. Maar die Bybel praat nooit van vergewe jouself nie, en natuurlik vergewe God. 2 foute daarin. 1, God doen nooit iets verkeerd nie. Jy dink dalk hy doen iets verkeerd, of die omstandighede waarin jy geplaas is dalk nie lekker nie, maar God het 'n plan. En so ons moet nooit God vergewe nie. En natuurlik volg dit nie die definisie van vergifnis nie. Okay, wat is dan 'n Bybelse definisie van vergifnis? Bybelse definisie van vergifnis is as volg. Dit gaan een stapie verder, een stapie dieper. Okay, Bybelse vergifnis is om jouself daaraan toe te wy om 'n bekeerde persoon vry te skeld of vry te spreek van alle skuld wat hy of sy
in sy sonde teenoor jou opgedoen het, tot die punt van en met die doel van om die verhouding te herstel. Ek gaan dit net weer lees. Bybelse vergifnis is om jou daaraan toe te wy. So kom ons gaan deur die komponente. Jy wy jouself daaraan, jy maak 'n commitment. Dis nie net 'n gevoel, dis nie net ek weet nie, ek voel nog 'n bietjie kwaad vir jou, so ek gaan nie. Dit is jy maak 'n keuse. Ek maak 'n keuse. Ek sal hierdie doen van nou af vorentoe. Dis nie gebaseer op my gevoelens nie, nie gebaseer op my geheue nie. Dis ek maak 'n keuse. Jy wy jouself daaraan toe en jy sê ek sal hierdie doen. Elke keer wat ek nie wil doen nie, gaan ek aanhou om dit te doen want ek het 'n besluit gemaak. En dit gaan oor sonde. Dit gaan nie net oor iemand wat iets dalk verkeerd gedoen het. Okay, so waar ons die vorige definisie van die algemene definisie is enigiets wat verkeerd. Hierdie Bybelse definisie gaan oor sonde. En sonde beteken dit was doelbewus gedoen. So Bybelse vergifnis gaan nie oor gats ek het per ongeluk water op jou gemors. Nou moet ek jou vergifnis vra nie. Dit is nie 'n Bybelse jy hoef nie vergifnis te vra daarvoor. Jy kan jammer sê, dis nice. Maar jy hoef nie vergifnis te vra vir iets wat nie 'n sonde was teenoor jou nie. Okay, so dit gaan oor sonde. Dit gaan oor om die persoon vry te skel. Totaal en al vry te skel van enige kwaad of enige skuld wat daai persoon se sonde in die verhouding ingebring het teenoor jou. Okay? En ons het gesê bitterheid, dit is nie net laat gaan bitterheid nie, maar baie keer jou eie bitterheid om jou dit te doen. Okay? Vriendens sê ons dit is net as gevolg, dit is net wanneer die persoon al bekeer en ek gaan nou ek sal versies lees daaroor nou. En dan sê ons dit is tot die extent van en vir die doel van om die verhouding te herstel. Net soos wanneer God wag vir ons om ons te bekeer en God se vergifnis is om die verhouding te herstel, so is Bybelse vergifnis om 'n verhouding te herstel. Okay. Nou ons kan altyd vergifnis gee in die tweede aspek van wat ons net gekyk het na God se vergifnis. Onthou ons gesê God se vergifnis is twee aspekte. Daar's 'n regsaspek of 'n wettige aspek en daar's 'n verhoudingsaspek. Nou sê my nou iemand doen nou 'n sonde teenoor my. Sê my nou dis 'n skelm of 'n gelowige skelm wat steel teen my, nê? Iemand in die kerk steel my beursie byvoorbeeld. En nou kom hy terug en sê ek is jammer, ek het jou beursie gesteel. Ek is nie 'n regter nie. Ek is nie die polisie nie. So ek kan jou vergewe in die sin van die verhouding kan ek herstel. En ek hoef nou nie 'n klag teen jou noodwendig te gaan lê nie, maar ek is nie die regter nie. So daar's 'n wettige aspek waarvan jou skuld vrygestel kan word of nie deur die regter en dan sou 'n verhoudingsaspek van ek kan jou skuld totaal al vrylik vryskel. So ek kan altyd in 'n verhouding, dis in my mag, maar ek sien jou regter nie. So daai deel is nie altyd in my mag nie, behalwe as dit in my mag is om ook daai wettige aspek te doen, soos 'n koning of 'n regter of so in die Bybel. Okay, so dis 'n Bybelse definisie van vergifnis. Soos ek gesê het, ons gaan nou na 'n paar versies kyk, om vir ons te vat. Ons gaan nou na 'n paar versies kyk om te deurgaan om te kyk na die proses van vergifnis en dit sal dan ook van die definisie van wat ek genoem het ook net duideliker maak en vir julle te wys hoe dit waar in die Bybel staan. Maar kom ons gaan nou na okay, hier is die sleutelvers. So die sleutelvers is Lukas 17 vers 3 tot 4. Wat ek voel 'n hele paar aspekte van mens tot mens vergifnis so mooi saamvat. Ons gaan nie net na hierdie vers kyk nie, maar hierdie vers is vir my 'n sleutelvers en dis 'n vers vir ons om te memoriseer. Want dit help ons in die konsep van vergifnis om dit mooi te verstaan. Laat ek dit lees. Dit sê Lukas 17 vers 3 tot 4. Wees, is julle daar? As julle gee nog 'n sekond. Okay, dit sê, wees dus op julle hoede. As jou broer sondig, wys hom tereg. En as hy berou het, vergewe hom. En as hy 7 maal op een dag teen jou sondig en 7 maal na jou toe terugkom en sê ek het berou, moet jy hom vergewe. Okay. So hierdie vers som 'n paar goeters op en so kom ons gaan nou deur die proses van vergifnis. Hoe lyk vergifnis van een mens tot 'n ander mens? Baie prakties. En ons hou vas aan hierdie vers, so ons gaan terugverwys na hierdie vers 'n hele paar keer. So die eerste aspek wat was nou nie in hierdie vers spesifiek nie, is wanneer jy nou voel jy met 'n persoon vergewe.
of daar skuld teenoor jou opgedoen. Eerste stap is, doen selfanalise. Het ek dalk gesondig? Byvoorbeeld Matteus 7 vers 3 tot 5 sê, waarom sien jy die splinter in jou broer se oog, maar jy sien nie die balk in jou eie oog nie? Jy is Heilige, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy die splinter in jou broer se oog kan uithaal. So jy moet, kyk eers na jouself, doen eers selfanalise, dink ek die persoon het kwaad gedoen, maar eintlik het ek sonde in my hart, eintlik is ek kwaad, en oordryf ek hierdie persoon se verkeerde dade, want daar is eintlik iets fout by my. So doen eers selfanalise, doen ek dalk iets verkeerd, okay? En dan sê, nadat jy daai selfanalise gedoen het, en die balk uit jou oog uitgehaal het, dan moet jy gaan, en die splinter uit jou broer se oog uithaal. So dit sê nie, nee, ek mag jou nie help nie, want ek het balke in my oog. Haal die balk uit jou oog uit, en gaan dan voort, en gaan die volgende stap, gaan voort na stap 2. Haal die splinter uit jou broer se oog uit. Okay, so dis stap 1, doen selfanalise. Moenie net vinnig spring nie, ek moet jou reg help, en ons moet hierdie situasie doen jy selfanalise, bid jy oor, vra jou vriende, het ek gesondig? Vra die ander persoon, die persoon wat jy dalk wil konfronteer, het ek dalk gesondig teenoor jou? Doen selfanalise en bely jou sondes voor God. Stap 2, konfronteer die oortreder. Okay, dit het ons gesien in hierdie vers, Lukas 17 vers 3, wees dus op julle hoede, as jy broer sondig, wys hom tereg. Wys hom tereg. En let daar op in vers 3 sê, wees op julle hoede, as jy broer teen jou sondig, wys hom tereg. Want daar is die versoeking om het nie te wil doen nie. Om hom nie te wil teregwys nie, om net 'n blinde oog te gooi, om te sê, kom ons smeer dit net toe, want ons is by nature bang om mense se sonde te konfronteer. Ons is bangbroeke. Okay? Ons is konflikvermyders en nie vredemakers nie, as dit sin maak. Ons vermy eerder die konflik as om vrede te maak. Want die enigste manier om vrede te maak is die Bybelse manier. En dit is deur die proses van ek spreek jou aan en vergifnis neem plaas. Okay? Want die doel van vergifnis is om versoening te bring. Nou, natuurlijk beteken dit nie, jy gaan suspicious raak, of jy gaan elke dingetjie van die persoon ondersoek en sê, okay, kom ons kyk waarteen nou jy my gesondig nie. Okay? En Korintiërs 13 sê vir ons, liefde glo alles, so ons gaan nie net alles gaan ondersoek van die persoon nie, maar wanneer dit nou duidelike sonde is, okay, dan moet jy die persoon gaan konfronteer, as die persoon nie alreeds die initiatief neem, soos wat hy hopelik gaan doen, om na jou toe te kom, om direk sy sonde voor jou te bely nie. Maar as hy nie doen nie, wees gehou om die persoon te gaan konfronteer. Matteus 18 vers 15 sê vir ons, as jou broer teen jou sondig, gaan vertel hom sy fout tussen die twee van julle alleen. En as hy luister, het jy jou broer gewen. So moenie jy hele skare van mense saamvat nie, gaan 1 tot 1. Die doel is nie om jou broer tot skande te lei en sê, kom almal, kom dat ek vir julle vertel wat hy gaan doen. Tussen die twee van julle alleen, gaan konfronteer hom, en as hy luister, het jy jou broer gewen. Dit sê wel, Matteus 18 vers 15 tot 20, as hy nie luister nie, julle kan gaan lees, dan bring nog 1 of 2 saam met jou. Met ander woorde, as hy nie luister nie, moenie net sê, ek het probeer, goeie blinde oog. Nee, as hy nie luister nie, jy moet hom konfronteer tot by die punt van, laat hy hom bekeer. Jy moet. Dit is wat Matteus 18 vers 15, so jy bring nog 1 saam. En as hy nog steeds nie luister nie, vertel hy dit vir die hele gemeente, die hele kerk, laat die hele kerk na hom toe uitreik en sê, vriend, jy het gesondig. Totdat hy hom bekeer. En as hy nog steeds nie luister nie, sê die kerk nie, okay, ons het probeer. Die kerk sê, laat hy waai. Okay, ons sit jy uit die kerk uit, met die doel, weer eens, is nog steeds met die doel dat hy hom bekeer. Want in 1 Korintiërs praat van, nou is hy buite die kerk, buite die gemaklike zone, en die veilige zone, en selfs die Satan tuister so 'n persoon, sodat hy hom nog steeds bekeer. Okay? En daar is geval in 1 Korintiërs, waar die persoon hom eintlik bekeer het, ons sal dit later lees, en terug is in die gemeente, en die gemeente vergewe hom, en hy is herstel, en die verhouding met die gemeente is totaal al herstel. En dan net nog 'n punt op, wanneer jy iemand konfronteer is, natuurlik, wees gentle, wees liefdevol, jy hoef nie groot boei te maak, jy hoef nie groot en man, sagte woord is fyn, verstaan jy, nederig, solank dit, onthou die Bybel het die krag, nie ons woorde nie, so moenie dink, ek moet nou hierdie ou, net een eenvoudige Bybelversie, en 'n baie vriendelike toon, in nederigheid, en sê, luister,
wat ek gesien het ten minste, is dat jy hierdie Bybelversie oortree het. Kan ons daaroor praat. En ja, wees gewillig om daaroor te praat. Dalk het jy dit verkeerd gesien, dalk is die sonde by jou, dalk is iets so erg soos wat jy gedink het nie, so wees gewillig, dit hoef nie net 'n direkte, ek spreek jou nou aan in die naam van Christus, dit kan 'n baie gentle gesprekkie wees, en aan die einde van die tyd is almal gelukkig, en dit kan 'n klein dingetjie wees, so, dit hoef nie groot te wees, en dit is sonde vergewe, en jy laat dit gaan net daar, en niemand anders hoef eers te weet nie. En dan net 'n laaste punt op die is, Efesiërs 4 vers 26 tot 27 sê, moenie laat die son ondergaan op jou woede nie, en dit gee maar net die punt van, moenie uitstel nie, moenie gaan slaap voordat hierdie gebeur het nie, obviously het jy nie altyd die geleentheid, dadelik, maar maak gou, moenie hierdie ding uitstel nie, mans en vrouens, baie prakties, moenie gaan slaap voordat jy hierdie uitgesorteer het nie, jy kan sommer net daar en dan dit uitsorteer, moenie dit net laat vaar nie, moenie dit uitstel tot die volgende dag nie, spreek het aan. En wees eerlik, verstaan, call a spade, soos, wees gentle, soos vriendelik en sag, maar wees eerlik, okay? Jy kan meer skade doen as jy nou nie eerlik is en sê, ag, ek wil net vir jou sê, jy het nou hierdie ding gedoen, en eintlik is dit nie so erg nie, en ons weet almal doen nou hierdie tipe goedjies, nee, sê, okay, jy het sonde gedoen, en gebruik 'n Bybelversie, en noem die sonde by sy naam, verstaan, so, wees eerlik en direk, maar ook sag, okay, so, dis verskriklik moeilik, ek weet, mag die Here julle help daarmee, en, maar dit moet gebeur, okay. Ek dink hierdie is 'n algemene sonde onder ons gemeenskap, okay? Om te bang te wees om iemand te konfronteer. Vir my ook, ek is verskriklik bang om hierdie te doen, maar ons moet, okay? Anders kan die verhouding nie herstel nie. Okay. So dis stap 1, selfanalise, stap 2, konfronteer die sondaar, nou is ons by stap 3. Die persoon wat verkeerd gedoen het, moet hul bekeer. Okay. Lukas 17 vers 3 en 4, ons sleutelteks hierso. Wees dan op julle hoede as jou broer sondig, wys hom tereg. As hy berou het, vergewe hom. As hy berou het, vergewe hom. Okay, en wat is bekering? Bekering is mos, jy is berou oor jou sondes en jy maak die toewyding om te probeer om dit nie weer te doen nie. So letterlik die persoon hoef net jammer te sê. Sê, ek is jammer. Maar wat is eintlik jou skuld? Nee. Probeer om dit sonder enige verskonings, net kort en kragtig is die wenresep. Ek is jammer dat ek jou beursie gesteel het. En dis dit. Jy het jou taak gedoen. Ek sal probeer om dit nie weer te doen nie. Okay? Daar stap jy verder. Okay. Dis ook goed. En ook, hier is ook 'n baie goeie ding. Sal jy my vergewe? Okay? Dit maak net eksplisiet wat dalk implisiet is, maar dalk glad nie daar is in jou gedagtes eerder nie. Okay? Ek is jammer. Noem die sonde. So wys berou, noem die sonde. Wat is die sonde? Ek was ongehoorsaam aan mamma en pappa. Ek het gejaag, ek het te hard gepraat in hierdie situasie. Ek was harsh. So jy gebruik Bybelse terminologie. Verstaan, jy call a spade vir jouself, okay? So jy noem die sonde by sy naam en okay, ek sal probeer om dit nie weer te doen nie, want dis wat bekering is. Jy gaan ons probeer om op te hou. En dan maak ook eksplisiet. Sal jy my vergewe? Want dis eintlik wat jy wil hê. Jy wil my hierdie persoon met jou vergewe en daai groot sonde, skuld wat jy nooit kan verwyder in hierdie verhouding nie. Jy wil hê daardie persoon moet dit net afskryf. Net laat gaan. Is 'n groot guns wat jy vra van hierdie persoon. Dis huge. Enige sonde. Jy sê, skeld my vry. Spreek my vry, maak asof hierdie nooit gebeur het nie. Kom ons versoen totaal en al. Dit is so moeilik. Hulle verstaan ook dat dit so moeilik is om vir iemand vergifnis te vra, om hierdie jammer te sê. Want jy moet so nederig wees, want jy sê, en imagine 'n ouer wat dit vir 'n kind vra. Verstaan, dit moet dit is so nederig. Kind, ek is jammer, ek het gesondig teenoor jou, sal jy my vergewe? Dit is so moeilik. Maar mag Here ons help, ons moet dit doen. Sonder bekering kan die verhouding nie herstel word nie. Matteus 5 vers 23 tot 24 wys weer eens vir ons die dringendheid van hierdie. Dit sê, wanneer jy 'n offer na die altaar bring, en jy daar onthou dat jy broeder iets teen jou het, laat staan jou offer, gaan versoen jy met jou broeder, en kom terug en bring jou offer. Okay? So in die middel van jou aanbidding,
terwyl jy bid, of terwyl jy in daai tyd 'n offer bring, of wie by die kerk, en daar besef jy, my word, daar's 'n sonde wat ek teenoor iemand gedoen het, of iemand teenoor my, en ons verhouding is nog nie herstel nie. Stop alles, en gaan versoen, en kom terug. Dit is dringend, verhouding versoen is vir God so belangrik, want die eenheid van die kerk en broederliefde is vir God so belangrik. Okay, so dit was stap 3. Stap 4, gee vergifnis. Gee vergifnis. Lukas 17 vers 3 en 4 weer. Wees dan op julle hoede. As jou broer sondig, wys hom tereg, en as hy berou het, vergewe hom. En as hy 7 maal op een dag teen jou sondig, en 7 maal na jou terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. 7 maal op een dag. Okay, dit is groot. Okay, weer eens het sê, wees op julle hoede. Tweede aspek daarvan, van is moeilik. Partykeer is dit verskriklik moeilik om vergifnis toe te staan. Okay? En onthou wat ons gesê het, definisie weer van vergifnis is nie net, ek sal op hom kwaad wees vir jou nie. Dit is, ek verlos jou van enige skuld wat jy nou opgedoen het in hierdie verhouding met jou sonde teenoor my. Geen skuld. Ek gaan dit nie opbring in gesprekke nie, ek gaan dit nie opbring vir jou nie, ek gaan nie dink daaroor nie. Ek verlos jou totaal en al, sodat ons verhouding kan versoen. Die persoon, jy sê nie, nee, weet jy hoe seer het jy my gemaak? Jy moet eers nog 'n bietjie suffer. As jy gaan kruip so op jou maag met ys wat jy op jou kop gooi, dan sal ek begin dink om jou te vergewe. Okay, dis hoe ons voel, nee. Maar groot of klein sonde wat teenoor jou gedoen is, moet jy totaal en al onmiddellik vergewe. Dis moeilik. Dis eenvoudig, maar baie moeilik. Okay. Prakties is my raad. Moenie net vir die persoon sê, ag, dit was niks. Die persoon kom na jou toe en sê, Piet, San, sal jy my, ek het teen jou gesondig, ek is jammer, sal jy my vergewe. Moenie net sê, ag, dis okay, dit was niks, toe maar. Moenie dit doen nie, jy maak die saak klein. Hierdie is huge, dit is groot. Sê eerder, ek vergewe jou. Okay? Sodat dit super duidelik is, jy het hom nou vergewe. In fact, gaan 'n stap verder en sê, ek vergewe jou volledig, dadelik, onmiddellik, vrylik. Okay? Maak dit super duidelik, dat daai persoon besef, hy is vergewe, en dit was nie niks nie, dit was iets, maar hy is vergewe, en die skuld is afgeskryf. Okay. Matteus 18 vers 35 sê, vergewe vanaf die hart. Okay, vanaf die hart. So dit is van jou vir jou hele wese, ek vergewe jou. Ek wil jou skuld afskryf en nou het ek die geleentheid, ek vergewe jou. Stap 5 van hierdie versoening deur vergifnis proses. Aanvaar die vergifnis. Aanvaar die vergifnis. Okay, byvoorbeeld in Genesis 50 vers 16 tot 21, julle kan onthou Josef en sy broers, julle kan onthou, hy het gekom na Josef toe, en hy het gekom aan die einde van, toe Jakob nou al baie oud was, en toe sê hulle vir hom, ek lees het vir julle, ek gaan net sê, so, hy het gekom en gesê, Josef, jy weet, pa is al baie oud, en hy wil baie graag hê, jy moet ons goed hanteer. En Josef sê, basies, ek het julle vergewe. Dis, so, hierdie lang tyd is hulle in hierdie wroging, wat gaan hy doen? Hulle het nie geglo uit hom werklik vergewe nie. Okay? So baie keer is al wat ons moet doen, is ons moet daai vergifnis aanvaar en sê, dis 'n vernietige geskenk, ek het dit nie verdien nie, ja, ek was bietjie sat, maar ek is vergewe. Baie prakties weer eens, sê vir die persoon terug, as ek vir jou gesê het, ek vergewe jou volledig en vrylik en onmiddellik, sê vir hom, ek vat jou by jou woord. Ek aanvaar jou vergifnis vrylik. Okay? Baie prakties. Ek vat jou by jou woord, ek glo jou. Alhoewel ek voel dit kan nie wees nie. Ek glo jou. Ek vat jou by jou woord. Ek aanvaar jou vergifnis vrylik. Stap 6 van hierdie vergifnis, versoening deur vergifnis proses, wys jou vergifnis. Wys jou vergifnis, okay? Kom ons blaai na 2 Korintiërs 2 toe. 2 Korintiërs 2. So nadat jy die persoon vergewe het,
Wys vir die persoon jy het hom vergewe, sodat hy nie wonder nie, soos Josef se broers gewonder het, hy my regtig vergewe of nie. Maak dit super duidelik, jy het die persoon vergewe. 2 Korintiërs 2 vers 7 tot 8. Dit is nou daai geval van die gelowige wat uit die kerk uit gesit het, as gevolg van sy aanhoudende sonde, en man het hom bekeer en hy het teruggekom. Okay, en Paulus sê, vergewe hom, maar hy sê die hele vers. 2 Korintiërs 2 vers 7 tot 8. Gevolglik moet julle hom in plaas daarvan eerder vergewe en bemoedig, sodat iemand soos hy nie dalk deur oormatige droefheid verteer word nie. Hierdie ou is hartseer. Daarom vermaan ek julle ernstig om julle liefde aan hom te herbevestig. Maak dit duidelik. Hierdie ou is hartseer, hy het gesondig. Maak jou liefde duidelik. Neem hom terug, wys vir hom, laat die hele gemeente hom iets doen vir hom lief te wys, okay? En as dit nou nie 'n gemeentesonde is teenoor iemand in die gemeente, 'n man en 'n vrou, wys jou liefde. Gee daai persoon weer 'n drukkie of 'n swentjie. Bid saam. Dien mekaar, maak vir mekaar koffie of so iets. Wys net vir daai persoon, ek is so lief vir jou en hierdie verhouding is versoen. Okay. En dan stap 7. Wys hierdie kinders. Nee, dit was nie 'n sonde nie. Okay. En jy is nie regtig jammer nie. Ja, sien nou hier, pizza. Okay, stap 7, laaste stap van versoening deur vergifnis. Wys jou bekering. So nadat jy bekeer, nou stap 5 jou bekeer, stap 4 het jy bekeer, maar wys jou bekering, maak dit ook duidelik, dat jy nie net jammer oor jou sonde nie, maar jy probeer om dit weer te doen, jy gaan probeer om dit nie weer te doen nie. Baie prakties, praat met die persoon dit deur en sê, vriend, vrou, kind, kan ons dit deurpraat? Hoe kan ek seker maak en hoe kan ek gehelp word om nie volgende keer weer dieselfde ding te doen nie? As ek nou weer in hierdie situasie is en ek's versoek, of ek sien dit weer so, wat moet ek eerder doen? Wat was die regte ding? Wat moes ek gedoen het? Praat deur, probeer om mooi te dink, wat moes ek gedoen het? En sê vir die persoon, hoe kan jy my help, dat ek nie weer dieselfde sonde doen nie? Verstaan, as jy dit so doen, dan is ek regtig versoek, om hierdie sonde te doen, so, dan kan jy ophou met so te doen, dan gaan jy my help om nie weer daai sonde te doen nie, so, natuurlik blaam jy nou nie die ander persoon nie, maar jy wys vir die persoon, ek het my werklik bekeer, en ek wil regtig nie weer hierdie ding doen nie. So praat 'n pad vorentoe, hoe moes jy dit gedoen het, en hoe kan jy jouself weerhou van daai versoeking in die toekoms? Okay, so uiteindelik, die proses van versoening deur bekering is eenvoudig, maar bitter moeilik. Okay? Eenvoudig, maar baie, baie moeilik. Die gee en vra van vergifnis moet vir 'n gelowige soos 'n basiese oorlewingsvermoë wees. Dit moet alledaags wees. Okay, in die begin is dit dalk hierdie huge ding, maar byvoorbeeld vir 'n huwelik, 'n man en 'n vrou, dit moet so gereeld wees. Jy moenie net wag vir die groot sondes nie. Dit moet daaglikse basis, 'n weeklikse basis, klein sondes groot wees. Dit moet maklik wees. Dit moet eenvoudig, dit moet deel wees van die verhouding. Sonde teen mekaar, dit gaan natuurlik gebeur. So vra vergifnis, gee vergifnis. Dit is, as dit nie daar is, gaan die verhouding nie werk nie. Okay? 'n Gewoontes vat tyd, soos enige gewoonte. Dit vat tyd om gevorm te word, maar hierdie is 'n gewoonte wat julle hard aan moet werk, sodat dit gevorm kan word in julle lewens. Okay, toepassings. Okay, eerstens, wat ons gepraat het oor God se vergifnis, het jy al God se vergifnis aanvaar? Hy wil sy verhouding met jou herstel, maar hy wag vir bekering vanaf jou. Okay? Bekeer jou, vra vir vergifnis, aanvaar sy vergifnis, onthou, dis net as jy in Christus is, so glo in Jesus se kruisdood, laat dit gebeur het, laat hy daai skuld aan sy kruis gedra het, laat dit vasgenaal het as die skuldbrief, jou sonde is die skuldbrief vir sy kruisiging. En dan tweede een, en dis die een wat ek meer tyd van hier het, wat is een van die 7 stappe van versoening deur vergifnis skiet kort in jou lewe?
en in jou verhoudings waarin jy betrokke is. Wat is een van daai 7 stappe skiet-kort? Waarom moet jy gaan werk? Kom ons vra die Here vir genade daarin, okay? Here, die proses van vergifnis is eenvoudig, maar bitter moeilik. Inteendeel, dis onmoontlik. Dis onmoontlik, as u nie die eerste stap neem en ons kom red, en vir ons u oorweldigende vergifnis gee, en ons versoen met u, verniet en vrylik en onmiddellik, en dan ook in ons harte werk deur die Heilige Gees, en ons die krag gee, om daai vergifnis te gee. Om die eerste stap, baie keer die moeilikste stap, om die persoon aan te spreek vir sonde teenoor jou. Natuurlik, ons probeer sonde, ons soek nie net mense se sonde uit nie, maar duidelike sonde is moeilik om aan te spreek. Dit is moeilik om ons te bekeer daarvan, en dit is moeilik om vergifnis te vra. En dit is moeilik om vergifnis te gee. Maar met u genade, Here, sal ons kan, en sal ons moet. In Christus naam, amen.